Here sê vandag vir jou, jy het nie nodig om te probeer, gee net oor. Here sê vandag vir jou, gee net oor. Ek het reeds die prys betaal. En as ek deur my seun se hande kyk na jou, toe sien ek 'n vlekvrye mens, sonder sonde, sonder skuld. Sê gee net oor vandag. Ons het gesing, Holy Spirit, you are welcome in this place. En vandag sê die Here vir jou, maak op jou hart se deur, dis die plek waar ek die graagste wil wees. Ek wil in jou hartkamer kom woon, maak net oop daar die deur vandag. En gee oor. Jy sal vreugde ervaar, jy sal liefde ervaar, jy sal joy ervaar. Jy sal vrede in jou lewe hê, in Jesus naam. Amen. Kom ons sit. Nee, dit sit al klaar. Ja. Ek dink, toe Simon daar op die berg was saam met die Here, en hy het die Here in sy heerlikheid gesien, verheerlikte liggaam gesien. En Moses en Elia het daar verskyn daarso. Simon was so oorweldig gewees, of Petrus, hy was so oorweldig gewees, dat hy vir Here, hy wil net die Here se teenwoordigheid uitgegaan het, hy het net gesê, kom ons bou 3 hitte hierso, kom ons bou net 3 hitte, dat ons nie saam met die Here kan spandeer, kom ons bou net 3 hitte, dat ons net die Here heeltyd hier in ons teenwoordigheid kan hê. So, awesome. Geliefdes, die woordjie vandag, is ene wat ons baie lees, maar min aansteer. Dis 'n bemoedigingswoord vandag. Hierdie is nie 'n tonetrap sessie nie, hierdie is 'n bemoedigingswoord vandag. En ek wil vanmôre vir julle net 'n bietjie iets duidelik maak. Ek wil iets in julle hande sit, waarmee julle hierdie vyand wat julle so kastreer, kan aanvat. En ons lees dit daar in Efesië 6 vers 17, die swaard van die Gees. Efesië 6 vers 17, dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Die swaard van Gees. Dit is die woord van God. En as ons gaan lees daar, so sê hy, terwyl julle met alle gebed en smeekinge by elke geleentheid bid in die Gees, en jy is daartoe waak met alle volharding en smeeking vir al die heiliges. Met ander woorde, hierdie swaard van die Gees is die woord van God, waar ons nog steeds bid vir elke mens. Ons dink dikwels geestelike oorlogvoering, dit waarmee die Satan besig is om ons aan te val, is 'n poëtiese oorlogvoering wat met woorde oor 'n afstand gevoer kan word. Hier sit ons in hierdie kant in die kerk en die Satan sit daar ver weg en ons sien die vlae hierso en ons sien die woorde wat oorgaan. Dis amper soos hierdie hedendaagse oorlogsvoering op WhatsApp en Facebook. Dat ons sien hoe val die mense mekaar aan op WhatsApp en op Facebook. Want iemand kan net iets sê van die Here, dan is daar 120.000 negative comments op daai positiewe dingetjie wat gesê is van die Here. Dis geestelike oorlogvoering. Maar die apostel Paulus, hy het hierdie verse het hy geskryf uit 'n Romeinse tronk uit. Hy was toegesluit gewees, hy was reeds in 'n Romeinse tronk gewees, en Paulus het geweet dat oorlog op siele baie selde op 'n afstand gevoer word. 'n Oorlog op siele is wanneer die vyand hier naby jou kom, en hier kom sit op jou skouertjie. Hy kom sit hier so op jou skouertjie en hy sê vir jou, jy's nie goed genoeg.
Of hy sit op jou skouertjie en hy sê vir jou, jou gesondheid gaan agteruit gaan. Of hy sit op jou skouertjie en hy kom fluister hierso in jou oor en hy sê net een keer sal nie saak maak. En hy sit hier op jou skouertjie en hy sê, kom maar vat. Die Here is 'n genadige God, hy gaan jou vergewe. Jy sien, wanneer hierdie vyand naby genoeg kom om aan jou te klomp leuns te kom vertel en jou oor te fluister om jou van stryd af te bring, het God gesê, jy het nie 'n parade swaard nodig. Daai ding wat jy op 'n parade dra as jy marseer nie. Of jy het 'n swaard wat hier in die skede is wat jy nie kan uithaal nie. God het gesê, ek gee vir jou die swaard van die Gees. Die swaard van die Gees, die woord van God, waarmee jy die vyand kan aanvat. Jy sien my broer, my suster, hierdie swaard van die Gees, in Grieks, as jy gaan kyk in die Griekse Bybel, in Grieks beteken machiara. Dis 'n kort dolk, dis 'n kort swaard, hy is omtrent so voet lank, dis omtrent so 300 mm, maar hy skerp aan albei kante. Partykeer het hy gedraaide punte voor, ons sien baie keer in die ou gladiator movies, hulle het so 'n kort dingetjie wat gedraai is voor, of hy so 'n bietjie gebuig voor, het so hak, jy weet, as jy hom ingedruk het en die trek op uit, dan trek hy so met die term saam uit. Dis 'n machiara. Nou Paulus kies sy woorde in Grieks baie versigtig toe hy hierdie briewe geskryf het en toe hy die hoofstukke geskryf het. Hy kies sy woorde met amper, ek wil vir jou sê, met chirurgiese presisheid. Weet 'n chirurg as hy operasies uitvoer, hy trek 'n lyntjie daarso en hy sny presies op daai lyntjie met 'n presiese harde drukte. Wie van julle wat operasies gehad? Hy sny met 'n presiese harde drukte. Sny hy te hard, sny hy dalk iets anders te raak. Sny hy verkeerd, sny iets anders te raak. 'n chirurg as hy 'n breinoperasie of 'n oogoperasie doen, is dit 'n akkuraatste ding. Nou Paulus gebruik hierdie Griekse woorde met chirurgiese presisheid. Daar is geen wanpersepsie met wat Paulus bedoel nie. Hy sê hierso, ek gee vir jou die swaard van die Gees, die machiara. Hy sê ek gee dit vir hom. Dis nie nodig vir 'n groot oefenswaard nie. Hy sê dit is die machiara. Hierdie swaard was kort en hy was skerp en hy was dodelik gewees. En sy bynaam wat hierdie Romeinse soldate hom genoem het, was 'n terreurwapen. Daarteenoor kry jy die rhomphia. Die rhomphia is die skerp tweesnydende swaard wat ons in Openbaring kry. Openbaring 1, 2, 6 en 19, waar die Here Jesus, kom ons gaan lees 'n paar in Openbaring. Openbaring 1 vers 16. Openbaring 1 vers 16 sê, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. Nou hierdie swaard word genoem die rhomphia. Nou as jy gaan kyk na die bou van die rhomphia was so 2-3 voet, amper tot 4 voet lank geweest. Met ander woorde, dit is 'n groot swaard geweest. Dit is ook die swaard wat hier agter hierdie Romeinse soldate en die gladiators, jy moes altyd gesien die gladiators het so groot breë swaard hier agter hulle regterskouer gedra. Dis die rhomphia geweest. Dis die swaard waarmee die Here Jesus Christus die mens gaan oordeel. Want as ons kyk daar in Openbaring 2:12, sê hy, en hy skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, en hy sê, hy wat die skerp tweesnydende swaard het, dis waarmee die Here Jesus Christus die mense gaan oordeel. Die skerp tweesnydende swaard, nie die klein swaard van die Gees, die machiara nie, hy gaan die rhomphia gebruik. Daar is 'n groot verskil. Die enigste ander plek waar hierdie rhomphia swaard ooit gebruik is nog in die hele Nuwe Testament, luister mooi, was gewees in Lukas, toe Simeon vir Maria gesê het, sy gaan pyn ervaar soos 'n skerp swaard in haar binneste.
daar gebruik hulle presies dieselfde woord weer rompvya. Dis enigste ander plek in die hele Nuwe Testament van Matteus tot Openbaring waar die woord gebruik word. En in die res van Efesiërs lees ons en ook in Galasiërs lees ons van die Machiara. Dit is die swaard van die Gees. Jy sien, in Lukas 2 vers 35 is waar daardie swaard gebruik word waar Simon vir Maria gesê het. En sy het ervaar die dag toe sy daar voor die kruis gestaan het en sy het gesien hoe haar seun gekruisig word. En ons sien wat die Bybel sê, hoe haar siel gepynig is met daai skerp swaard wat in haar binneste ingedruk het. Geliefdes, die wapenrusting van God in Efesiërs 6, 10 tot 18. Die keuse van hierdie Machiara, die kort swaard bo die rompvya, die lang swaard, is doelbewus. Paulus het dit doelbewus gedoen. Hy sê, die kort swaard is in binnengevegte gebruik. Die lang swaard is daai ene wat jy oor 'n afstand gebruik en jy twee hande gebruik om mee te slaan, terwyl die kort swaard, jy weet, Jehu het daar ingestap, daar in die Ou Testament het hy ingestap en hy het die dolk gevat, die kort swaard gevat, Jehu, en sien hy daai koning het hy gevat, so agter sy kop het hy hom gevat, en hy het die kort swaard so in hom ingedruk, dat die hef by sy vetpens uitgesteek het. Dis 'n binnengevegte waar die kort swaard gebruik word. Nou my broers en susters, die Here gee vir ons, die hele wapenhuis. Hy gee vir ons die hele wapenhuis. In ons taal sal ons dit genoem het, hy gee vir ons die hele ammo depot. Die hele ammo depot. Maar as jy nie geweet het, waar is die 9 mm koel, op watter rak is die 9 mm koel vir jou Glock nie, kan jy hom nie gebruik nie, jou Glock is useless. Of op watter rak is die Bergkolt 6 wat jy moet gebruik vir jou jaggeweer op 'n afstand. Jou jaggeweer is useless. So die Here gee vir ons hierdie hele wapenhuis, hierdie hele wapenhuis gee hy vir ons, sodat ons die vyand kan verslaan. Maar, net soos wat jy nie die ammo depot uit jou kop uit ken nie, ken jy ook nie die wapenhuis wat die Here vir jou gee uit jou kop uit nie. Maar jy sien, hierdie wapenhuis vir jou is heeltemal nutteloos as hy toebly en op die rak bly. Is hy nutteloos? Want hoe gaan jy weet watter swaard die Here in jou hand sit vir watter oomblik? Kom ons kyk gou 'n bietjie na die gordel van die waarheid, na die wapenrusting van God. Jy sien, Paulus identifiseer die rema woord wat die swaard van die Gees is, wat die Here in jou hand sit. Terwyl hy vir ons die hele geskrewe woord wat die logos is, vir ons gee. Nou mense lees nie die logos nie, hulle stel nie belang om te lees nie, hulle stel nie belang uit om tyd te koop om die logos te lees nie, sodat hulle die rema woord kan gebruik nie. Kom ons kyk net so 'n bietjie na die gordel van die waarheid. In Grieks word dit genoem, die gordel van die waarheid word die sonei genoem. Hierdie gordel het al die ander stukke van die wapenrusting aan mekaar gehou. En as hierdie gordel van die wapenrusting nie 'n plek was nie, was die wapenrusting onvolledig en ondoeltreffend. Dan maklik kan die borsplaat afgeval het. Dit was die grondslag van die res van hierdie pantser. Dit was die grondslag vir die res van hierdie pantser. Kyk 'n bietjie verder na die borsplaat van regverdigheid. Dit word genoem die thorax. Die borsplaat van regverdigheid, normaalweg was dit 'n bronstuk plaat wat geshape is volgens die soldaat se liggaam, of dit kon kettinge gewees het wat gevleg is. Jy het al gesien hulle het seker gevlegte kettinge gedra. Dit was die borsplaat van geregtigheid. En hierdie borsplaat van die geregtigheid was gegee om jou vitale orgaan, jou vitals te beskerm. Jou hart, jou lewer, jou longe en al daai goedes, waar sonder jou liggaam nie kan lewe.
Dit simboliseer die regverdigheid van Christus, wat die gelowiges se kern beskerm. Christus se regverdigheid wat jou as gelowige se kern beskerm. Jou geloof in Christus. Ek sê dit baie. Waar bly die Heilige Gees? Waar bly Christus? Bly hy in jou oor? Hy bly in jou hart. Is jou hart nie een van die vitals wat deur hierdie borsplaat beskerm word? Dan kry ons die skild van die geloof, wat die toerus genoem word. Dit verwys na 'n groot, ronde, deurvormige, partykeer was dit 'n skyf gewees met hout, en daai tyd, weet Paulus sit in die tronk en hy kyk na hierdie Romeinse soldaat, en hy skryf wat hy sien. Hy sien die helm van verlossing, hy sien hierdie borsplaat, en hy sien hierdie groot skild, en jy weet, party is met staal gemaak, party is met velle gemaak, soos wat ons geken het, en party is met hout gemaak, en hy sien dit, en hy assosieer wat hy sien met geloof. Nou vat hy, jy weet, partykeer het hulle daardie skilde in die water ingedruk, en daai nat skild het die vlammende pyle wat op hulle afgestuur is, het hy doodgemaak. Hier tref 'n vlammende pyl die nat skild, en ons weet wat maak met water met vuur. Hy blus hom, né? Nou, dit is wat hier gebeur het. Wat ons lees hierso in Efesiërs, hy sê, om brandende pyle te blus, net soos die geloof, die vurige pyle van twyfel neutraliseer. As jy geloof het, en jy begin twyfel, neutraliseer daardie geloof die vurige pyle. Met ander woorde, jy het 'n rema, jy het 'n swaard van die Gees in jou hand, en jy weet, die vyand kan jou niks maak nie. Jy het 'n skild van geloof, jy het 'n rema woord, 'n swaard van die Gees in jou hand, en daai twyfel is uit jou lewe uit. Die helm van verlossing was die perikalasia genoem. Dit is 'n kopstuk wat die afwaartse houe gekeer het. Jy weet, baie van hulle het seker koperballe gehad, ysterballe gehad, en 'n ketting, partykeer het hulle swaarde waarmee hulle geveg het. Jy weet, partykeer het hulle sommer 'n klippel gevat, maar dit het die afwaartse houe gekeer, geneutraliseer. Dit het beskerm die verstand, die gelowige identiteit in Christus. Dit beskerm daai verstand. Jy is in Christus. Skoene van vrede, hypodemia. Weet jy, dit is baie interessant hoe navorsing gedoen het oor hierdie skoene van vrede. Jy weet, ons as atlete, hierdie jong mannetjie wat hier so sit vanmôre, as hy wegspring met sy blokke uit en hy het spykerskoene aan. Daardie spykerskoene het vir hom gehelp om traction te kry op die gras dat hy nie gly nie, né? Nou hierdie Romeinse soldate, hulle was toegerus met hobnails. Hobnails, hulle sandals wat hulle aangehad het, was toegerus met hobnails aan die onderkant. En dit het hulle gehelp om op die gevegsterrein grip te hê op hulle voete, dat hulle nie gly nie. Het jy al met 'n paar slops probeer rugby speel of cricket speel of wat jy gly all over. Nou hierdie Romeinse soldate het al reeds hobnails gehad onder op hulle skoene, sodat hulle traction het op die klippe en die gras, dat hulle nie gly nie. Paulus sien al hierdie dinge raak. So as jy daardie bereidwilligheid het om daardie skoene van die evangelie aan te trek, om die evangelie te verkondig, is daar geen terrein waar jy kan loop, wat nie vir jou toeganklik gaan wees nie. Jy het daai skoene aan wat jou alles gaan help. Verstaan jy hoe Paulus hierdie hele ding vir ons oopbreek, sodat ons nie hoef te twyfel nie. Maar die boodskap vandag van hierdie Matthiara is dat God het vir ons hierdie swaard gegee, nie as 'n dekoratiewe swaard wat daar teen die muur hang nie. Ek het jare terug, ek het klomp mense gehad, wat ek oralste so teen die huis gehang, dit was my mooi geweest. Maar God het vir ons hierdie swaard gegee, nie om daar teen die muur te hang nie, of op die boekrak te sit nie, of op die bedkas te los nie. Hy het vir ons hierdie swaard gegee, hierdie Matthiara gegee, sodat dit 'n wapen is. 'n Wapen wat vrees saai in die duisternis. Want jy sien my broer, wanneer die Bybel sien, jy vat hierdie Matthiara, dan sien jy al reeds hoe hy verslaan word.
Hy sien al reeds hoe hy verslaan word. As jy hierdie boek oopmaak, dan begin hy al reeds te sidder, want hy sê, wat nou, wat nou, wat nou? Hy sidder al reeds. Hy sien 'n strategie, hoe sy eie strategie aan flarde geskeur word, as jy die oomblik as jy die Bybel raak. Die lewendmakende woord, die rema, daar is 'n belangrike onderskeid wat ons betref. Die vers sê die woord, die swaard is die woord van God. In die Nuwe Testament is daar 2 primêre woorde. En ek moet dit weer vir julle sê, is die logos en die rema. Die logos is die totale woord van God. En die rema is 'n spesifieke vers. 'n spesifieke vers. Die logos is daardie wapenhuis wat ek nou gesê het, die ammo depot. En die rema is daardie dolk wat die Heilige Gees in jou hand sit wanneer die vyand jou aanval. Maar die Heilige Gees wat in jou hart woon, die dag toe jy hom aangeneem het as saligmaker en verlosser, kan nie vir jou 'n dolk in jou hand sit as jy nie weet waar daardie dolk in hierdie Bybel is nie. Jy sien, die vyand kom naby jou met 'n spesifieke leer. En as ons kyk na voorbeelde, ons kyk sommer 'n bietjie na Jesus se voorbeelde daar in Lukas, toe die Here in die woestyn was. En die duiwel het gekom om hom te versoek. Jesus het nie gegaan en dan eers in die Bybel gaan kyk van A tot Z en die Torah gaan lees, waar in die Bybel nie. As die duiwel by hom gekom het, het hy gesê, dit en dit, dan sê Jesus, daar staan geskrywe. Onmiddellik trek hy die swaard. Onmiddellik trek hy die swaard. En die duiwel was naderhand so moedeloos geweest, dat hy tou opgegee het en weggevlug het. Want onmiddellik het Jesus die swaard van die Gees getrek, wat die Heilige Gees in sy hande gesit het. Jesus het nie geargumenteer met hom of gedebatteer, soos wat ons vandag doen nie. Hy het 'n spesifieke tekens in die woord uitgehaal om die vyand mee te verslaan. 'n Spesifieke vers. Jy sien, nou vra ek vir jou, hoe gebruik jy die swaard se krag in ons daaglikse lewens? Bly jy in die wapenshuis, dat jy kan weet waar daar die rema vers is? Bly jy in daai wapenshuis? Ken jy hom? Weet jy waar daar die rema vers? Jy sien, om in die wapenhuis te bly, om te weet waar die rema vers is, moet jy hierdie Bybel elke dag lees. Jy moet elke dag lees. En jy moet nie net hierdie kaartjies gaan lees wat vir jou al die mooi goed in die lewe gee nie. Hierdie kaartjies wat vir jou al die mooi goed in die lewe gee, bly jou baie keer op 'n dwaalspoor, want jy lees nie die Bybel in konteks nie. Om die Bybel te ken is om elke dag te lees en te weet waar staan wat geskrywe. Wanneer jy aangeval word, moet jy nie paniekerig raak nie. Baie mense, as hulle aangeval word hulle paniekerig. Maar die Here vir ons sê, be still and know that I'm God. Hy sê, word net stil en weet ek is God. Vra vir die Here, wat nou? En die Here is getrou, hy sal vir jou onmiddellik die vers gee, die rema woord gee, wat jy moet gebruik. En die Heilige Gees plaas daar vers in jou hand en jy het jou matjira, waarmee jy die vyand onmiddellik kan verslaan. En dan sê jy, hardop, die spreek het hardop uit. Moet dit nie in jou gedagtes sê nie, man, moet nie skaam wees vir die vyand nie, moet nie bang wees vir hom nie, sê, daar staan geskrywe, maak soos Jesus gesê het, daar staan geskrywe, jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, elke woord van God, kan jy lewe. Hierdie kerk, nie hierdie kerk nie, hierdie kerk, hulle wat hier so sit, is nie 'n slagoffer nie, is nie weerloos teen die aanvalle nie. Die Heilige Gees staan gereed om daardie vlamskerp dolk in jou hand te sit, wanneer die vyand kom aanval. Wanneer daardie rema ontvang word, moet dit nie vas nie. Moet dit in jou gedagtes vas nie. Man, steek daarmee. Jy is nie in 'n hoek gedruk nie. Jy gaan daai ou so neutraliseer, hy gaan so bang word vir jou, dat hy jou nie weer kom pla nie. Weet ek lees iets nou die ander dag wat hulle sê, hierdie sataniste wat die kindertjies aanval, hulle sê, by sekere kindertjies kom hulle
dan kan hulle absoluut niks met daai kindertjies uitgerig kry nie. Dit is asof daar 'n blou kokon rondom hierdie kindertjies is. En ek lees en ek sê maar 'n blou kokon. En op die einde dan sê hierdie Satanis presies die woorde, dit is waar die ouers vir die kinders bid. Dit skep daai blou kokon. Hulle is geprotect deur die Here. Maar as jy nie vir jou kinders bid nie, maak jy die deure oop vir Satan om jou kinders aan te val. Hy sê, neem die helm van verlossing en neem die swaard van die Gees. Die stryd behoort aan die Here en die wapen is in jou hand. Die stryd behoort aan die Here en die wapen is in jou hand. Hy sê, be quiet, know when I'm God. Nou, kom ek gee vir jou gegooi 2 of meer van hierdie swaarde wat jy kan gaan gebruik. Wanneer jy angs of vrees beleef, weet, die vyand, hy kom daar by jou oor en hy sê vir jou, iets slegs gaan gebeur en jy is nie veilig nie. Hoeveel keer het jy dit al gehad? En dan sê mense, ek het 'n voorgevoel gehad, weet ek het 'n visie gehad, iets slegs gaan gebeur. En dan trek hulle dit so aan. Die Bybel leer vir ons, Here, dit wat jy vrees gaan oor jou kom. Dit wat jy vrees gaan oor jou kom, dis wat die Bybel sê. Nou sê die vyand vir jou, iets slegs gaan gebeur. En dan gee die Heilige Gees vir die swaard. Hy sê in 2 Timoteus 1:7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hy trek hierdie swaard en jou vyand laat dit daar uitstap. Of jy kom daar so by Psalm 27 vers 1. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug van my lewe, vir wie sou ek verwaard wees? Jou vyand staan nie net so en hy draai en uitstap en hy loop weg. Want jy het 2 swaarde gekry van die Heilige Gees, waarmee jy verslaande pas. Maar ons kan nie daardie swaarde gebruik as ons nie weet waar ons staan nie. Baie van ons, ek self ook baie keer, en die laaste tyd meer as ooit, wanneer jy finansiële stres of tekort ervaar. Jou vyand kom daar by, hy sê vir jou man, jy gaan nie deurkom nie, jy gaan nie deurkom by die kos nie, daar is nie genoeg kos nie, daar is nie genoeg krag nie. Finansiële stres. En dan sê die Here daar in Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. En hy gee vir jou daai swaard. Man, jy's positief. My God sal elke behoefte voorsien. Sy rykdom. Psalm 23 vers 1, gister het ons behandel hier met die begrafnis hier. Ken julle die versie? Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Sien, daardie vyand sê, jy gaan nie deurkom nie, daar is nog die helfte van die maand oor, en dan sê die Here, ek is jou herder, niks sal jou ontbreek nie. Wanneer jy siekte of swakheid beveg, die vyand sê vir jou, man, jy gaan net meer siek word en meer ongesond wees. Jy gaan doodgaan, man. Dan sê die Here vir jou, hier is jou swaard in jou hand. Jesaja 53 vers 5 sê vir jou, en deur sy wonde het daar genesing gekom, en hy trek hy swaard, en hy sê vir jou ver, toedoedoe. Laat jy gaan, papi. Psalm 147 vers 3. Hy genees die gebrokene wat van hart is. Hy genees die van gebroken is en van hart, en hy verbind hulle dade. Hy genees die wat van gebroken van hart is. Wanneer jy moedeloos voel en jouself veroordeel, jy sit daar op tyd so stoppie en jy dink vir myself, Here, wat gaan ek doen, Here, wat gaan ek doen, ek is moedeloos, Here, ek is moedeloos met my vrou, ek is moedeloos met my man, my kinders, Here, wat gaan ek doen, Here? Vyand sê, jy's 'n mislukking, man. Vyand kom en hy klap jy in die oor en sê, jy's 'n mislukking, man. Kyk, jy kan nie eens na jou man kyk, jy kan nie na jou vrou kyk, jy kan nie na jou kinders kyk, jy kan hulle vir opvoeding gee nie. Jy's 'n mislukking, man. En dan sê die Here, en ek love it, ek wil hom groot hier op my bors skryf.
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, Romeine 8 vers 1. Ja, die kan niks doen aan my nie, man. As geen veroordeling, ek is nie 'n mislukking. Jy mag miskien my verlede onthou, maar ek ken jou toekoms, vyand. Ek ken jou toekoms, ek weet waar jy gaan. Ek weet jy gaan brand vir ewig in die hel, en ek gaan saam met jou wees. Dis nog 'n swaard van die Gees, hè? Filippense 4 vers 13. Ons lees almal dit, baie keer haal ons dit op. Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Ja? Ek is nie 'n mislukking nie, man. Ek is nie 'n mislukking, ek sal nooit 'n mislukking wees nie, want ek het Jesus Christus se krag in my. Ek is tot alles in staat. Jy word aangeval deur geestelike oorlogvoering. Baie mense sê, die aanslag is so groot teen hulle, my hele familie word aangeval. Wanneer jou vyand sê, ek gaan jou en jou familie gaan ek vernietig. Dis wat die vyand sê, ek gaan jou en jou familie vernietig. Jou swaard. Hoor hierdie ene. Jou swaard. Jesaja 54 vers 17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Vyand is geneutraliseer. Ek gaan jou familie aanvat. God sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Psalm 91 vers 1. Baie van ons mense slaap met ons Bybels oop op Psalm 91 vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Waar kan jy beter beskerming kry as in God se teenwoordigheid? Kan jy vyand jou familie raak daarso? Nee. Kies daai vers vir jou omstandighede waarin jy jou bevind. As jy hartseer is, ken jou Bybel. Jy weet waar is daai versies wat jou vertroosting gee. Wat vandag vir jou sê, my broer, my suster. Hierdie swaard van die Gees, hierdie dolk, skerper as 'n tweesnydende swaard, wat skeiding bring tussen murg en been. Skeiding bring tussen murg en been. Die vyand kan hom nie aanval. Die vyand kan nie oorwin nie. Hy is reeds verslaan. Amen. Amen. Ek hoop dit was vir julle 'n bietjie insig gewees. Dat die woord van God is absoluut noodsaaklik in ons lewens. Sonder die woord van God kan ons nie bestaan nie. Sonder die woord van God kan ons op 'n ashoop gaan sit. Amen. Kom ons sluit die hoofde. Liewe God en Hemelse Vader, ons loof U vir hierdie wonderlike dag vandag, Vader. U is die God begore, U teenwoordigheid is vanmôre so tasbaar, Here. En ek bid vir elke persoon hier buitekant, Here, dat hulle sal teruggaan na die woord van God, dat hulle die antwoorde gaan soek in die woord van God, dat hulle die nabyheid gaan soek van Christus Jesus, dat hulle Christus Jesus in hulle harte sal innooi, dat elkeen sal weet, daar is net een weg waarheid in lewe, en dis die weg van die Here. Vader, ek bid vir elke persoon wat vandag teenwoordig is, dat U vir hulle sal voorsien, dat U hulle sal lei, dat U hulle sal help, dat U vir hulle sal krag gee, en hulle wat teruggaan na hulle huise toe, dat U veilig voor hulle sal uittrek, Vader, hulle paaie gelyk maak, Vader, deur hierdie week dat U hulle sal dra, Here, dat U, Here, die lig deur hulle sal skyn, dat mense aangeraak sal word daar buitekant, en dat mense honger sal hê. Ons bid vir mense rondom ons, mense wat nie glo nie, mense wat in valse gerustheid lewe, mense wat weier om te glo wat in die woord van God staan, alhoewel hulle sê hulle is Christene. Vader, ek bid dat elke een, Here, U sal soek en U sal vind, terwyl U nog te vind is, en dat daar 'n verhouding gebore word tussen elke persoon rondom ons, want U, by God, soek 'n lewende verhouding, en nie 'n verhouding wat op afstand gedoen word. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons het dan nou op die einde gekom. Werk van die Here, die wat wil, kan gee, die wat nie wil nie, dit is ook welkom. Die Here het 'n vrygewige gewer lief. Volgende week, selfde tyd, selfde plek.
Bring vriende saam, bring maatjies saam, bring kinders saam. Jy weet, gister het ek daardie begrafnis gister. Moenie die kindertjies verhinder om na my toe te kom. Daai woorde het my diep getref. Want ons as ouers, ons leefwyse as ouers, hou die kinders weg van die Here af. Ons leefwyse as ouers, hou die kinders weg van die Here af. Die kinders volg ons voorbeelde. Die kinders volg ons voorbeelde. Hulle luister nie wat ons vir hulle sê nie, hulle volg ons voorbeelde. Soos ek like daarvan om in 'n Black Label borrel te kuier, die kinders sien dit, en hulle sien dis reg, want my pa doen dit, hulle gaan dit ook doen. Hulle gaan nie na die huis van die Here kom. So ek wil vandag vir jou sê, bring die kindertjies na die huis van die Here toe, want daar by die huis van die Here, kan die Here met hulle werk. En met jouself. Amen. Amen. Ek sê is op hierdie kant. En dan wag ek nog steeds vir volunteers. Die bediening gaan aan. Waar kom groot ding? Ons kan nie een kant staan en kyk nie. Ons moet inspring en werk. Amen.